Goeiemôre geliefdes, daar waar jy jouself bevind, welkom by hierdie erediens. Dankie dat jy ingeskakel het, dat ons kan kerk wees waar ons ook al is. Dit is natuurlik uitdagende tye, maar wees verseker dat ons vandag hier is in die Here se teenwoordigheid. Daar waar jy sit, kom ons word net vir 'n oomblik stil. Skenk ons, Here, U beskerming en ontferming. Sien in liefde op ons neer. Seën ons as ons hier vergader, waar ons tot U nader. Laat ons saam wees tot U eer. Amen. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en ons Here Jesus Christus, deur die werk van sy Heilige Gees. Amen. Daar waar jy sit, kan jy of saam sing, of net luister na die liedere, 2 liedere tot lof van die Here, liedboek, liedere 200 en 214, U goedheid, Heer, kan ons nie pyl nie, en Here, ons sal U loof.
Kom ons bid saam. Almagtige God, Hemelse Vader, baie dankie Here, dat ons so in U teenwoordigheid hier kan wees. Ja Here, ontvang ons lof, soos in die liedere wat ons gesing het. Here, ons weet dat U die een is, wat elkeen van ons ook nou hier op hierdie punt gebring het, by hierdie erediens. Mag dit wees, Here, waar ons in ons huise is, waar ons nog steeds tot U eer diens lewer. Here, dankie vir U teenwoordigheid. Dankie vir U vrede, die vrede wat ons kan ervaar elke dag, wanneer ons nou hier in hierdie tyd van inperking is. Dankie dat ons kan weet, U is in beheer. Skenk aan ons nou ook, Here, U vrede, U liefde, U genade, sodat ons vir 'n oomblik net by U voete kan kom rustig word, sodat ons na U stem in ons harte sal luister. Here, mag U woord suiwer verkondig word, reg oor ons land. Wil U vir U mense vrede gee. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Vanoggend is ons skriflesing in Esegiel 37 vers 1 tot 14. Ek lees vir ons saam daar. Die mag van die Here het my in besit geneem en my deur die Gees van die Here uitgebring en neergesit binne in 'n laagte. Die laagte was vol bene. Die Here het my om die bene laat loop en ek het gesien daar is baie bene in die laagte en hulle is baie droog. Toe vra hy vir my: Mens, kan daar in hierdie bene weer lewe kom? Ek het geantwoord: Nee, dit weet net U, Here my God. Hy sê toe vir my: Tree op as profeet vir hierdie bene en sê vir hulle: Hoor die woord van die Here, droë bene. So sê die Here my God vir hierdie bene: Ek gaan gees in julle laat kom, sodat julle kan lewe. Ek sal vir julle seënings en vleis aansit en julle oortrek met vel, en dan sal ek gees in julle gee, sodat julle kan lewe. Dan sal julle besef dat ek die Here is. Ek het toe as profeet opgetree, soos ek beveel is, en terwyl ek dit doen, hoor ek 'n gedreun. Die bene het na mekaar toe beweeg, elkeen na die been toe wat by hom pas. Terwyl ek kyk, kom daar seënings en vleis aan hulle en word daar vel bo-oor getrek. Maar daar was nog nie gees in hulle nie. Toe sê die Here vir my: Praat nou as profeet met die Gees. Tree op as profeet, mens. Sê vir die Gees: So sê die Here my God. Kom uit die 4 windstreke, Gees. Blaas in hierdie dooies in, dat hulle kan lewe. Ek het as profeet opgetree, soos die Here my beveel het. En toe kom die Gees in hulle, en hulle lewe en gaan staan regop. Dit was 'n groot menigte. Die Here het vir my gesê: Mens, al hierdie bene stel die hele Israel voor. Hulle sê: Ons bene is uitgedroog, ons het geen hoop meer nie, dit is klaar met ons. Tree op as profeet, sê vir hulle: So sê die Here my God, ek sal julle grafte oopmaak en julle laat uitkom, my volk, en ek sal julle terugbring na die land Israel toe. Wanneer ek julle grafte oopmaak en julle laat uitkom, my volk, sal julle besef dat ek die Here is. Ek sal my gees in julle laat kom, sodat julle kan lewe, en ek sal julle in julle land laat woon. Dan sal julle besef dat ek die Here is. Ek het dit gesê, en ek sal dit doen, sê die Here. Tot sover dan uit die woord van die Here. Nou, ons lees hier in die 37ste hoofstuk van Esegiel van bene, 'n hele vallei vol droë bene. God het die profeet na 'n plek gebring waar 'n klomp ontbindige raamtes die hele plek vol gestrooi is. Vers 2 sê dat die Here vir Esegiel heen en weer en om die bene laat loop het, sodat hy mooi na hulle kon kyk, dat hy 'n mooi prentjie daarvan kon kry. En ons kan onsself sekerlik maar net indink wat 'n gruwelike prentjie dit moes wees. Ek sou self daar eerder wou wegkom, en ek dink enige een van ons sal nie so iets wil sien nie.
Dalk wou Jesegiel dit ook doen, dalk wou hy wegkom. Maar God het 'n plan gehad. God wou vir hom hier in hierdie boogrondse begrafplaas, wou hy vir hom ietsie leer van die verlede en van die toekoms. Maar hoe is dit dat Jesegiel dan nou op hierdie punt, op hierdie plek nou juis gekom het? Die profeet is in die laaste helfte van die 7de eeu voor Christus in 'n Joodse familie gebore, en dan min of meer in 602 voor Christus is Israel deur die Babyloniese leer van koning Nebukadneser verower. En dan gedurende die volgende 22 jaar wat daarop gevolg het, is groepe Jode 4 verskillende kere in ballingskap na Babylon weggevoer. Jesegiel was waarskynlik in daai tweede groep mense wat weggevoer is. Dit was 'n tyd van ongekende politieke en godsdienstige krisis vir Israel. Die nasate van Abraham en Moses het daar 'n klein stukkie land tussen Egipte en Sirië vir meer as 800 jaar beset. En toe het die Jode in 'n kort tydjie hul vryheid verloor. Hul hoofstad Jerusalem is tot op die grond afgebrand. Die tempel van Salomo is vernietig en duisende mense is weggevoer na 'n vreemde stad, amper 1300 kilometer daarvandaan. Die Jode in ballingskap was 'n verpletterde groep mense gewees. Psalm 137 lees ons 'n skets van hoe hierdie mense moes voel, maar is maar 'n ou klein prentjie. By die riviere van Babel, daar het ons gesit en ons trane het gevloei as ons aan Sion dink. Aan die wilgerbome in daardie land het ons liere opgehang, toe die wat vir ons gevange weggevoer het, ons gevra het om 'n lied te sing, toe die wat vir ons leed aangedoen het, van ons vrolikheid wou hê, sing vir ons 'n lied oor Sion. Hoe kan ons die lied van die Here sing in 'n vreemde land? Sien, slegs 4 eeue van tevore het die Here aan koning Dawid beloof dat sy mense altyd hulle land sou beset en dat 'n nageslacht van hom altyd op die troon in Jerusalem sou sit. Maar nou is hulle stad weg, hulle land verlate en die monargie was vir alle praktiese doeleindes dood. Waar was God dan? Wat van sy beloftes? Hoe het dit alles gebeur? Die Israeliete was vasgevang in 'n plek waar hulle nie wou wees nie. Hulle was soos daardie vallei droë bene. Nou, hoekom het dit alles gebeur? Wat het geword van die heerlikheid van die koninkryke van Salomo en Dawid? En die antwoorde vir hierdie vraag kry ons in die vorige hoofstuk 36, Jesegiel 36 vers 17 en 18. Waar die Here praat en sy mens, toe Israel nog in hulle land gewoon het hulle die land verontreinig met hulle optrede en hulle gedrag. Hulle optrede was in my oë net so onrein as 'n vrou wat menstrueer. Ek het my toorn oor hulle laat losbreek oor die bloed wat hulle vergiet het en oor die afgode waarmee hulle die land verontreinig het. Hierdie volk is deur God gekies om as 'n voorbeeld vir die wêreld te dien van hoe mense kan saamleef en voorspoedig wees as hulle lief is vir hom en as hulle op God se pad bly, as hulle volgens sy wil lewe. Maar soos ons te dikwels in God se woord sien, het sy volk alweer begin om hulle eie ding te doen. Hulle het God se opdragte verwaarloos. Hulle aanbidding was meer 'n opvoering, dit was 'n show gewees. En hulle het gekies om eerder die wysheid van die kulture rondom hulle te volg, eerder as om net op God te vertrou. En dit lei uiteindelik tot oordeel, vernietiging en ballingskap. Sjoe, hierdie prentjie klink nogal baie bekend, of hoe? Is dit nie maar die prentjie van die wêreld waarin ons vandag ook lewe nie? Is dit nie maar waaroor soveel predikante elke Sondag preek nie? Hoe meer dinge verander in die wêreld, hoe meer bly dit maar dieselfde. Die mense maak al vir eeue, vir millennias, dieselfde foute. En elke keer is die Here getrou. Elke keer gee hy ons nog 'n kans om terug te keer na hom toe.
En ons kan natuurlijk nou die vraag vra, ek dink veral vandag, waar ons almal in algehele inperking sit. Ons mag vir ten minste die volgende 18 dae nog geen kontak met ander mense hê nie. Ons is ballinge in ons eie huis. Natuurlijk is die vraag dan nou, is dit God se straf? Is hierdie virus wat nou woed in die wêreld God se oordeel? Mense, ek wens ek kon vir julle antwoord daarop gee, maar ek weet nie. Wat ek wel weet is, dat God hierdie situasie wil gebruik, om elkeen van ons weer daaraan te herinner, dat net hy God is. Net God is God. Nie ons nie. Nie ons werke nie, nie ons besittings nie, nie ons man nie, nie ons vrou nie, nie ons kinders nie. Niks anders nie. Net God is God. En een ding waaroor ons wel kan saamstem is dat ons almal een of ander tyd, dalk vandag, ook 'n tydperk van geestelike droogheid ervaar. Ons is soms net soos die Israeliete, soos Esegiel hulle gesien het, 'n hoop droë bene. God kom vra vir Esegiel 'n vraag waarop ons almal ook die antwoord eintlik ken. Die vraag, kan daar in hierdie bene weer lewe kom? Ons almal weet tog, as jou tyd op aarde verby is dit verby. Die dokters en die medisyne kan dalk nog probeer om jou te red net nadat jy gesterf het, maar as net jou bene oor is daar geen manier wat enigiemand op hierdie aarde jou weer sal laat lewe nie. Tog word Esegiel aangesê om vir hierdie droë bene te preek. En wat gebeur? Hierdie bene kom by mekaar, elkeen op sy plek. Senings en spiere vorm skielik weer aan die bene en vel word oorgetrek. Maar tot op hierdie stadium beteken dit nog niks. Dan kom God en blaas self sy gees terug in daardie liggame, en met eens het God weer 'n magtige leer, 'n menigte wat hom dien en hom gehoorsaam. Vandag sit ons almal in algehele inperking. Ons mag nie ons huise verlaat nie, behalwe om noodsaaklike dienste te verkry. Ons het nou die ideale geleentheid vir introspeksie. Geleentheid om weer diep in ons binneste te kyk. Te kyk na hoe ons bene lyk. Is dit dor en uitgedroog? As God na Suid-Afrika kyk vandag, sien hy dalk ook net 'n hoop droë bene. Vandag is alle kerkgeboue leeg. Dit is natuurlik omdat die wetgewing dit so bepaal en ons nie anders kan nie. Ons moet ook ons deel doen om die coronavirus te bekamp. Maar wat as ons nie ingeperk was nie? Waar sou jy vandag gewees het? Sou jy deel wees van 'n erediens? Sou jy jou lof en aanbidding gebring het na die samekoms van God se gemeente? En indien jy dit wel sou doen, sou dit wees vir die vrolikheid en die joligheid van die saamwees, of om die eer aan God te bring? Dit is tog die rede vir ons bestaan. As God na die kerk kyk vandag, daar waar jy jouself ook al bevind vandag, is jy droë bene? Of is jy darm 'n liggaam? En as jy 'n liggaam is, lewe jy? Is God se gees besig om jou die lewe te gee wat hy vir jou bestem het? Of is jy te besig om eerder jou eie eer en welvaart na te jaag? Is jou eie belange groter en belangriker as God se wil? Tot en met omtrent 'n maand gelede was die wêreld maar te genoeg om soos normaal, die wêreld se normaal natuurlik, voort te gaan. Ons was maar te gelukkig om enige standvastigheid te verwerp. Ons was maar te gelukkig om verdraagsaam te wees van alles wat ons in ons binneste weet so verkeerd is. Ons
ook te gelukkig om dit ook net voorwaardelik te doen, want ons kan mos kies van wie ons hou, vir wie ons moet omgee en sorg, en selfs vir wie ons moet lief wees. So asof ons ook dan kan kies vir wie God moet lief wees. En skielik was alles onder ons uitgeruk. 'n dodelike virus het die wêreld ingekom, en elkeen wat lewe, sy lewe begin bedreig. Die virus, net soos die dood, kies nie ras, taal, kultuur of velkleur nie. Almal is teikens. Hier is 'n onsigbare vyand, en dit maak ons bang. Nou mense, ek wil julle nie vandag kom bang praat of dwing of nou erg op julle geweten speel nie, maar ek wil vir julle kom hoop gee. Ek weet, dit klink op die oomblik nie so nie, maar luister gerus bietjie verder. Dan sien die Here kom praat hier met Esegiel en wys hom uiteindelik sy almag. Hierdie bene, dooie bene wat eintlik geen hoop van enige lewe gehad het nie, lewe weer. Hoe? Toe God sy gees weer in hulle inblaas. Elkeen van ons ondervind een of ander tyd, sommige meer gereeld as ander, tye van geestelike droogheid, selfs geestelike dood. Die woord van die Here kom leer ons hier in Esegiel 37 dat net hy God is, dat hy die een is wat weer lewe gee, dat hy die een is wat aan ons die ewige lewe gee, gratis, verniet, want daarvoor het sy seun Jesus Christus, ons Here, reeds aan die kruis gesterf. Sien, ons fisiese vyand in hierdie tyd is miskien die coronavirus, al kan ons dit ook nie sien nie, maar ons ewige vyand, nog altyd, is die sonde. En dit is ook iets wat ons soms nie kan sien nie, maar die meeste kere sien ons die resultate daarvan. Dit is ook iets wat ons vernietig van binne af buite toe. Dit is iets wat al ewig knaag aan die bene van ons siel. Iets wat ons uitdroog. Iets wat veroorsaak dat ek onseker is in hierdie tye. Dat ek selfs as gevolg van halwe waarhede en fopnuus begin twyfel of ek gered is of nie. Of ek dalk reg glo. Dit is iets wat ons ook saam met Israel in vers 12 sal het sê, ons bene is uitgedroog, ons het geen hoop meer nie, dit is klaar met ons. Maar dis mos nie hoe God se mense klink nie. Die wêreld gaan op die oomblik deur 'n drastiese verandering, en dit dwing ons om baie dinge anders te benader en ook anders op te tree as Christene. Vir ten minste die volgende 18 dae gaan ons nog in isolasie wees in Suid-Afrika. Dit gee vir ons 18 dae waar ons bietjie tyd met onsself en dalk ook ons gesinne kan spandeer. Dan sien die meeste van ons ly of ken iemand wat ly aan 'n graad van geestelike droogheid. Indien jy nie ly aan geestelike droogheid nie, is dit wonderlik. En het jy nou die geleentheid in hierdie volgende paar weke om in gebed te tree vir die res van jou vriende, familie, jou gemeente, jou gemeenskap. Maar vir die res van ons is daar nou ook gulde geleentheid om ons eie droogheid te ondersoek. Wat is die onsigbare virus wat in jou lewe dalk veroorsaak dat jou geestelike bene uitgedroog het? Weet jy wat dit is? Het jy al tyd gevat om saam met die Here dit te identifiseer? Of leef jy dalk in ontkenning? Is jy gelukkig genoeg om net 'n liggaam te wees wat nie regtig lewe nie? Jy het vleis en senings en vel. Met ander woorde, is jy gelukkig genoeg? Is dit goed genoeg vir jou om net te lyk soos 'n Christen? Sien, die groot geheim om nie net 'n hoop droë bene of 'n liggaam sonder lewe te wees nie, is God se gees.
En hierdie Gees bring weer lewe in droë bene. En Jesus self het dan vir ons gesê hoe om dit te kry. Johannes 4, ek lees vers 13 en 14 vir ons. Elkeen wat van hierdie water drink, gewone water nou, sal weer dors kry. Maar wie van die water gedrink het wat ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry nie. Nee, die water wat ek hom sal gee, sal in hom 'n fontein wees, met water wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee. En met hierdie water kan jy mos nie droog wees nie. Ons siele moet deurdrenk wees van die Heilige Gees, die lewende water wat Jesus aan die Samaritaanse vrou gebied het en vrylik aan elkeen van ons bied. Ons hoef nie geestelik droog te wees nie. God se Gees is in ons en leef in en deur ons. Nie dat allerhande oordele en kamstige profetiese woorde in hierdie tyd u mislei nie. Moenie sommer enige vorm van water toelaat om te probeer om die droë bene weer lewe te gee nie. Nee mense, vertrou op die Here alleen. Laat sy Gees u lei. Laat u hoop in God alleen gevestig bly. Die Here het in Jesegiel 37 gesê, dit is wat hy sal doen vir die Israeliete en ek glo dat hy dit ook vir ons sal doen. Kan daar in hierdie bene weer lewe kom? Verseker ja. Besef dat ons God, die Almagtige, die Here is. Hy alleen is God en hy alleen is in beheer van jou lewe, jou familie en jou vriende se lewens en ook van die wêreld en die heelal. Kan daar in hierdie bene weer lewe kom? Ja, Here, kom en skenk die lewe. Amen. Kom ons bid saam. Here onse God, dankie vir die lewe. Dankie vir die gawe van u Gees. Dat u die een is wat ons geestelike droogheid wegvat. Here Jesus, u is die bron van lewende water. Die water wat ons nooit weer sal laat dors kry nie. Die water wat ons geestelike bene nooit sal uitdroog nie. Kom, o Gees van God, lei ons in hierdie tyd. Help ons, Here, om vir u diensbaar te wees, daar waar ons is. Help ons, Here, om na u terug te keer, tot u eer alleen. Amen. Ons gaan afsluit met lied 519 en wees regtig waar stil en weet dat God goed is. Hy is die Heer en hy is in beheer.
ontvang dan nou die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.